Goeiemôre almal, welkom hierson. Dankie vir almal wat hier is vandag. Kom ons sê die Here dankie vir 'n mooi dag. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n wonderlike nuwe dag, Here. 'n Dag deur U geskape. 'n Dag wat U vir ons geskenk het. Here, dankie dat ons hier kan saam wees om 'n woord van U af te kom hoor. En Here, U weet daar's dinge wat baie belangrik is in die lewe. En ons moenie laat die sorge van die lewe belangriker raak as U nie. Moenie laat ons eie plannetjies belangriker word as U plan nie. Maar Here, dankie vir hierdie boodskap. Maak ons harte oop, Here. Laat ons die dringendheid en die belangrikheid van hierdie boodskap sal besef. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. As julle sien vanoggend se boodskap, bekeer julle. En die woorde, die byl lê reeds teen die wortels. Dis woorde wat Johannes die Doper gespreek het in Matteus 3. Maar ons skrif vandag is uit Lukas 13, vers 1 tot 9. En dit is seker een van die ernstigste oproepe tot bekering in die 4 evangelies. Ons sien die eerste keer word Jesus vertel van Galileërs wie se bloed deur Pilatus met hulle offers vermeng is. Dit moes 'n verskriklike gebeurtenis gewees het. Hierdie mense besig om te aanbid en dan word hulle so wreed doodgemaak. Maar Jesus doen dan nog 'n voorbeeld. 18 mense op wie daar 'n toring geval het. En dan kom daar 'n vraag. Waarom het dit met hulle gebeur? En as ons die huisstuk, ons gaan nou by daai stuk uitkom. Dan sien ons dat hulle vra, was hulle sonde erger as die van ander mense? Maar Jesus draai die vraag om. Hy sê, ons moenie probeer uitwerk waarom God toegelaat het dat hierdie mense so sterf nie. Maar Jesus sê eerder vir ons in Lukas 13 vers 3, nee, sê ek vir julle, maar as julle heel nie bekeer nie, sê julle almal net so omkom. En ek gaan verder en herhaal hierdie presiese vers weer in vers 5. So Jesus vat hierdie gebeurtenis oor mense wat wreed gesterf het. En ander mense wonder nou oor hulle sonde en al daai tipe dinge. En hy gebruik dit om hulle met hulle eie harte te konfronteer. En dit is die boodskap waarna ons gaan kyk vanoggend. Moenie jou tyd mors deur te vra waarom ander mense oordeel verdien nie. Vra eerder of jy self met God versoen is en of jou lewe vrug dra. Ons is so geneig om ander mense se sondes
te beoordeel. En ons lees by Lukas 13 vers 1. En in dieselfde tyd was daar mense teenwoordig wat hom berig gebring het van die Galileërs wie se bloed Pilatus met hulle offers gemeng het. Dis 'n verskriklike ding. Ek kan my net dink hoe ernstige ding moet dit, hoe lelik moes dit gewees het. Ons weet ook nie presies hoekom sê hulle vir Jesus hierdie goed nie. Maar dit is duidelik dat hierdie gebeurtenis die mense van daardie tyd laat dink het aan sonde, oordeel en skuld. Daar was dalk in daardie tyd onder die Jode 'n algemene opvatting dat buitengewone lyding beteken dat iemand buitengewoon sondig was. Maar Jesus verwerp hierdie redenasie van hulle. Hy laat dit nie staan nie. En ons sien dan in Lukas 13 vers 2 vra Jesus vir hulle 'n vraag. En Jesus antwoord en sê vir hulle: Dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die Galileërs, omdat hulle sulke dinge gelei het? En die antwoord van Jesus af is duidelik: nee. Hulle dood bewys nie dat hulle groter sondaars was nie. En dit is die beginsel waarop ons na dinge moet kyk. Ons moet versigtig wees om iemand se ongeluk onmiddellik te oordeel. Of 'n afleiding te maak dat dit iets te doen het met sy geestelike toestand. Iemand verloor dalk sy werk. Of 'n persoon kry kanker. Of iemand sterf onverwags. Of iemand se huwelik val uit mekaar uit. Of iemand beland in 'n verskriklike ongeluk. En die eerste vraag wat baie keer opkom by mense: wat het hy of sy verkeerd gedoen? Ons almal weet dit. Dis die waarheid. Maar Jesus waarsku ons teen hierdie houding. Hy vat dit nie sommer net ligtelik nie. Die vraag moet eerder wees: wat sê hierdie gebeurtenis vir my oor my eie lewe? Hierdie tipe tragedie, soos wat hier gebeur het, moet vir ons 'n waarskuwing wees. 'n waarskuwing dat die lewe kort is. En dan sien ons Jesus vertel vir hulle sommer self 'n tweede voorbeeld. En ons lees dan Lukas 13 vers 4 en 5. Of daardie 18 op wie die toring van Siloam geval het en hulle gedood het. Dink julle dat hulle meer skuldig was as al die mense wat in Jerusalem woon? Nee, sê ek vir julle. Maar as julle heel nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Hierdie toring het onverwags omgeval. Dit was nie beplan nie. Hierdie mense het nie noodwendig iets verkeerd gedoen om dit te kon verdien nie. Hulle het waarskynlik daai oggend opgestaan, klaargemaak, hulle mense gegroet en werk toe gegaan, soos elke ander dag. Maar dit het nie geweet dit gaan hulle laaste dag wees nie. En dit is presies die punt.
Die dood kom so, onverwags. Jakobus sê vir ons, in Jakobus 4 vers 14, julle wat nie eers weet, wat môre sal gebeur nie, hoe danig is julle lewe? Dit is tog maar 'n damp, wat vir 'n kort tydjie verskyn, en daarna verdwyn. Jy kan kyk soos, as jy 'n ketel aansit, en die water begin kook, en maak hy stoom. As die ketel afsit, is die stoom weg. So is ons lewe. So. Ons dink ons het tyd. Ek hoor baie mense sê, ag, ek sal later regmaak met God. Ek sal eendag my lewe aan die Here toewy. Ek sal later vergewe. Ek sal later ernstig raak met God. En wie het vir jou beloof dat jy 'n later sal hê? Môre is nie gewaarborg nie. Daai mense wat onder daai toring beland het nie geweet hulle tyd is besig om uit te loop nie. Maar Jesus gebruik nie hulle dood om ons bang te maak vir ongelukke nie. Hy gebruik hulle dood om ons wakker te maak. Oor wat? Oor die ewigheid. Maar die toestand waarin jy sterf, is die toestand waarin jy jou ewigheid gaan spandeer. Gered of ongered. En daarom is Jesus 'n boodskap vir ons, bekeer julle. Met 2 keer sien ons sê Jesus, as julle heel nie bekeer nie. En dan sê hy, dan gaan daar iets erg met julle gebeur. Bekering is ook nie net om, ag, nou voel ek jammer vir my sondes nie. Nee. Dit beteken dat ek my sonde erken voor God. Dit beteken dat ek wegdraai van my sonde en my tot God wend. Dit beteken, Here, ek het verkeerd gedoen. Here, ek kan myself nie red nie. Here, ek wil nie langer my eie pad loop nie. Here, ek wil terugkeer na U toe. En dit moet saam met ten volle berou kom. Ware bekering verander die rigting van jou lewe. Dit is moontlik om te sê, ek glo in God, maar ek draai nie weg van my sonde af nie. Dit is moontlik om kerk toe te gaan, my Bybel te lees, te bid, Christelike liedjies te sing, terwyl daar diep binne my hart geen ware bekering is nie. Jesus waarsku ons daarteen. Bekering is dringend. Nie eendag nie. Nie wanneer ek ouer is nie. Nie wanneer my omstandighede beter is nie. Nie wanneer ek genoeg van hierdie wêreldse dinge gehad het nie. Vandag. En dan sien ons Jesus gaan oor van een vertelling na 'n gelykenis toe. En dan dink 'n mens maar, Here, hoekom? En dan sien ons Jesus vertel 'n gelykenis van 'n onvrugbare vyeboom. En ons lees daar in Lukas 13 vers 6. En hy het hierdie gelykenis uitgespreek.
'n man het 'n vyeboom gehad, wat in sy wingerd geplant was. En hy het gekom, en vrugte daarin gesoek, en niks gekry nie. Hierdie boom het 'n baie bevoorregte posisie gehad. Hy staan in hierdie tuin. Was nie so net 'n willeboom daar iewers in die veld nie. Hy was in 'n wingerd geplant. 'n vyeboom in 'n wingerd, maar hy het 'n bevoorregte posisie. Hy is versorg. Hy is beskerm. Hy het geleenthede gehad. En daar was vir hom tyd. Maar wanneer die eienaar kom om vrugte te soek, was daar niks. En dit is so 'n kragtige beeld van ons as mense, wat al hierdie geestelike voorregte ontvang, maar geestelik geen vrug dra nie. Mors dood. Jy kan 'n Bybel besit, jy kan 10 Bybels besit, jy kan al wat 'n eredienshuis bywoon, al jou vriende kan Christelike mense wees, jy kan na baie preke luister, jy kan baie gebede bid, maar die vraag bly, is daar vrug? Want God soek vrug in jou lewe. Lukas 13 vers 7. Toe sê hy vir die tuinier, kyk, 3 jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek. En ek kry niks nie. Kap hom uit. Waarvoor maak hy nog die grond onvrugbaar? Dis 'n ernstige vraag. Waarom staan hierdie boom nog? Hy neem net plek op. Hy gebruik grond wat vir iets anders gebruik kon word. Hy ontvang voeding wat iets anders kon gekry het. En daar is nie vrug nie. En die Here vra vir ons, elkeen van ons, wat doen jy met die genade wat God vir jou gee? Wat doen jy met die tyd wat God vir jou gee? Wat doen jy met die evangelie wat jy hoor? Wat doen jy met die waarheid wat jy ken? Wat doen jy met die geleenthede om Christus te dien? God soek nie net bloot blare aan hierdie boom nie. Hy soek vrug. En 'n Christen se lewe moet vrug dra. Jesus sê vir ons, ander plek in die Bybel ook, 'n boom word aan sy vrug geken. So die vraag is, en hier is baie vrae vanoggend, is daar 'n bewys van Christus in jou lewe? As jy dan sê jy's 'n Christen, is daar liefde? Is daar gehoorsaamheid? Is daar heiligheid? Is daar vergifnis in jou lewe? Het jy jouself al verloon? Is daar liefde vir God? Is daar liefde vir jou medemens? Is daar 'n begeerte na God se woord? Voer jy nog 'n stryd teen die sonde? En groei jy nog geestelik? Maar ons moet mooi verstaan, niemand word deur goeie werke gered nie. Die Bybel sê vir ons, deur genade word jy gered. Selfs Jakobus sê vir ons,
uit jou geloof sal daar werke kom. Dis nie daai werke wat jou red nie, dit kom uit jou geloof uit. Ek kan nie goeie dinge gaan doen en dinge gaan gered word nie. Maar 'n persoon wat werklik deur Jesus Christus gered is, sal nie onveranderd bly nie. Genade bring vrug. Ons sien hierdie tuinier pleit vir nog tyd. En hier kom 'n baie mooi gedeelte in hierdie gelykenis. En hy sê, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, totdat ek hom omgespit en misgegooi het. As hy dan vrug dra, goed. Maar so nie, dan kan jy hom ander jaar uitkap. Hy pleit vir hierdie boom. Net so pleit Jesus vir ons by die Vader. Maar ons leer ook iets hier van die geduld van God. Hierdie boom verdien om uitgekap te word. Maar hy kry nog 'n geleentheid. Nog 'n jaar. Nog tyd. Nog genade. Nog 'n oproep tot bekering. Nog 'n geleentheid om vrug te dra. Dit beteken nie dat God sonde goedkeur nie. Nee. Dit beteken God is geduldig. Hoe Petrus skryf vir ons aan 2 Petrus 3 vers 9. Die Here vertraag nie die belofte so sommige dit vertraag en ag nie, maar is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Dink net daaraan. Elke dag wat God jou gee, is 'n daad van genade. Elke oggend wat jy wakker word, is nog 'n geleentheid. Elke keer wanneer die woord jou hart aanspreek, is dit 'n geleentheid om te reageer daarop. Maar moenie uitstel nie. Want God se geduld is nie permanent. Hy gaan op 'n stadium begin oordeel. En dis net hier waaraf ons 'n baie ernstige waarskuwing is. Die tuinier sê, laat hom nog hierdie jaar staan. Die tuinier sê, laat hy nog hierdie jaar staan. Maar hy sê ook, as dit dan nie vrugte dra nie, goed so, dan kan jy maar uitkap. Daar is 'n grens aan genade. God is lankmoedig. Maar hy is nie onregverdig nie. God waarsku. God roep ons. En God gee meer tyd. Maar ons kan nie aanhou sê, ek sal môre. Maar daar kom 'n tyd, wanneer môre nie meer bestaan nie. En daarom sê Paulus vir ons, in 2 Korintiërs 6, vers 2, want hy sê, in die tyd van die welbehae, het ek jou verhoor, en in die dag van heil, het ek jou gehelp. Kyk, nou is dit die tyd van die welbehae. Nou is die dag van heil. Nou, nie eendag nie, nie later nie, nou dadelik.
En ons moet net onthou, die grootste vraag is nie, waarom het hierdie lelike ding met daai mense gebeur nie? Kom ons gaan 'n bietjie terug. Die mense vra oor die Galileërs. Jesus antwoord met bekering. Mense vra oor daai wat dood is toe die toring op hulle geval het. Jesus antwoord met bekering. En dan gaan hy verder. En hy vertel hierdie gelykenis oor die onvrugbare vyeboom. En weer kom ons by dieselfde vraag. Is daar vrug? As ons nie vrug dra nie, is ons op 'n gevaarlike plek. Dis wat Jesus vir ons sê, hou op daarmee om jouself met ander mense te vergelyk. Moet ook nie probeer sê, maar ek is beter as hy. Of, ek leef nie soos hulle nie. Of ek doen nie daai dinge nie. Maar ek is daarom 'n goeie mens. Nee. Die vraag is nie, is jy beter as iemand anders nie? Die vraag is eerder, staan ek en jy reg voor God? En die kruis is die antwoord op ons onvrugbaarheid. Onvrugbaarheid. En dit is die goeie nuus in hierdie ernstige waarskuwing. Die doel van Jesus se waarskuwing is nie om mense in wanhoop weg te dryf nie. Hy roep hulle eerder tot bekering. Waarom? Omdat daar vergifnis is. Omdat daar genade is. Omdat daar redding is. Want daar is hoop in Christus. Die mens wat sy sonde bely en hom tot Christus wend, hoef nie onder die veroordeling van sy verlede te bly nie. Christus het aan die kruis gesterf vir my en vir jou, met en vir ons sondes. Hy het die straf gedra wat ons verdien. Daarom kan ons as sondaars na God toe gaan. Maar ons moenie hierdie genade van God gebruik as 'n verskoning om aan te hou sondig nie. Genade verander mense. Daar's 3 vrae wat elkeen van onsself kan vra. Die eerste vraag is ek waarlik bekeer? Nie, is ek godsdienstig nie? Of, dis ook nie, gaan ek kerk toe? Of ken ek die Bybel? Nee, dit gaan eerder, het ek waarlik tot bekering gekom? Het ek my sonde voor God erken? Het ek my vertroue op Christus gestel? Tweede vraag. Dra my lewe vrug? As God vandag na my en jou lewe kyk, wat sien hy? Blare of vrug? Is daar geestelike groei? Is daar gehoorsaamheid? Is daar heiligmaking? Is daar ware liefde? Is daar 'n verandering
in ons karakter? Die derde vraag, wat doen ek met God se geduld? Miskien het God jou lankal geroep. Miskien is daar 'n sonde waarvan jy weet. Miskien is daar iemand wat jy moet vergewe. Miskien is daar 'n verhouding wat jy met God moet regmaak. Miskien het jy lankal geweet dat jy jou lewe volledig aan Christus moet oorgee. Moenie God se geduld verwar met God se goedkeuring nie. Dat God jou nog nie geoordeel het nie, beteken nie dat hy jou sonde goedkeur nie. Nee. Dit beteken dalk eerder dat God jou nog 'n geleentheid gee om jou te bekeer. En ek sluit af met die volgende. Ek sluit af met hierdie beeld van die vyeboom. En ons sien hierdie byl lê gereed hier by die wortels. Hierdie boom dra nie vrug nie. Die eienaar sê, kap hom uit. Maar die tuinier pleit en hy sê, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. Wat 'n geweldige, mooi beeld van God se geduld met ons. Maar ek hoor ook die waarskuwing. Nog 'n jaar. Maar dit is nie dieselfde as altyd nie. En daarom is die oproep van Jesus vandag vir my en vir jou. Bekeer julle. Moenie na iemand anders kyk nie. Moenie dink jy is okay nie. Maar kyk na jou eie hart. Moenie vra, waarom het dit met hulle gebeur nie? Vra eerder, Here, hoe staan ek voor U? Moenie vra, Here, hoeveel tyd het ek oor nie? Vra eerder, wat doen ek met hierdie tyd wat God my reeds gegee het? Moenie tevrede wees met blare nie. God soek vrug. En mag ons vandag voor die Here kom staan met 'n nederige hart en sê, Here, ondersoek my hart. Wys my waar ek verkeerd is. Here, bring my tot ware bekering. Verander my lewe. En laat my vrug dra tot eer van U naam. Want die waarskuwing van Lukas 13 is baie ernstig. As daar geen bekering is nie, dan kom daar 'n oordeel. Maar die evangelie is wonderlik. Waar daar ware bekering, sowel as geloof in Christus is, daar is daar vir ons genade, vergifnis en lewe. Lewe. Vandag is die dag. Vandag is nog 'n geleentheid wat jy het. Vandag roep Christus jou en vir my. Bekeer julle. Want môre is dalk net een dag te laat. Amen. Hemelse Vader, dankie vir hierdie boodskap. Here, dankie vir hierdie erns wat U vir ons kom wys. Hoe belangrik
bekering is. Hoe belangrik dit is om weg te draai van ons sondige lewens af, Here. Here, dit my gebed om mense se harte oop te maak, dat hierdie boodskap kan groei in hulle. Dat hulle moet besef, maar ek kan nie so aanhou lewe nie. Ek het 'n verlosser nodig. En Here, laat u Gees die naprediker wees van hierdie boodskap. Dat hierdie boodskap uitkring so ver as die einde van hierdie wêreld, Here. Sodat mense kan besef, ons het nie meer tyd nie. En Here, seën ons almal wat hier is. Maar ons uit mekaar uit gaan, Here, laat ons hierdie boodskap gaan uitdra aan ander mense ook. En nie uit selfsug dit vir onsself hou nie. Seën ons, Here. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Okay.